Sjoe, maar ons kan darm maar stoei met mekaar. Ja, oorlog word nie net in ander lande verklaar nie. Hier waar ek en jy elke dag leef, woed die kanonskote van mense op mekaar, hier rondom ons, hier in ons, hier in ons leefwêreld, in ons gesinne. Ja, selfs in baie goeie verhoudings sukkel ons om permanent vrede standplek te laat kry. Telke male betrap ons onsself in 'n woordewisseling, 'n geskil, 'n kwaad word vir mekaar, 'n veronregvol situasie of sommer net geïrriteerd wees met mekaar. Soms is dit nodig om te verskil. Die intensie waarmee ons dit benader en die maniere ons dit doen, dit maak egter die verskil. Wanneer jy in so 'n situasie beland, dink 'n bietjie hieroor. 1. Is dit die moeite werd om oor hierdie aspek 'n groot lawaai op te skop? 2. Wat wil ek hierdeur bereik? Is dit belangrik genoeg of gaan ek dalk die geveg wen, maar die groote oorlog, ja, dit wat die moeite werd is, verloor? 3. Verstaan ek dat a point of view just a view from a point is? As jy oortuig is dat jy wel iets moet konfronterend hanteer, hoe gaan jy dit doen om die beste uitkoms te kry vir beide van julle? En dan die heel belangrikste vraag, gaan die verhouding skade kry of gaan dit groei? Kom ons bid hieroor. Here, vandag bid ek dat U my sal help om minder veroordelend te wees en met sagter oë na mense te kyk, om te luister en regtig te hoor, om ander se harte werklik te verstaan en altyd te onthou. Ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. Ander is nie altyd reg nie, maar ek ook nie. O Heer, vandag bid ek, laat U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en regtig krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, ander hoër as myself te ag en ook eerder te gee as om te verwag. Heer, laat U vrede deur my vloei en laat ek hoop gee daar waar twyfel is. Ek wil U lig altyd deur my laat skyn. O Heer, laat vrede deur my vloei. Ook nou. Amen.